sal word, liewe Here, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Dankie Here dat U ook die naprediker van U woord sal wees. Dankie Here, ons eer U daarvoor in Jesus naam. Ek weet nie of U kan onthou nie. Paar sondae terug het ons de een gepraat van, daar was een ou koortjie wat ons altyd gesing het. Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Amen. Nou daai koortjie het so in my gestel gebly. Maak jou klaar. Omdat God het mos 'n tyd en 'n doel met alles. Hy het geweet wanneer hierdie woord moet kom. En soos verlede week het ons gehoor van die klein jakkalsies wat die wingerde verniel. So daai klein jakkalsies, hulle kom elke dag by elkeen waar ons sy hekke, kolorie, wat daar binne niks wat ek as daar binne niks wat ek kan gebruik, ek die aan mekaar kon maak. En as ons hier wakker is, dan kom hy in. So ons, elkeen van ons sit met hy probleem, met die klein jakkalsies. En in die begin van ons bekering was ons mos vurig en aan die brand. Maar hierdie klein jakkalsies het soos ons nou aangekom het met die pad. Het hy nou al oral sy kop gelopen insteek en die liefde vir God is nie meer so sterk soos wat hy daai tyd gewees het. Hy het nou al, die liefde het nou al so 'n bietjie verkoel, want hier is 'n jakkalsie, daar is 'n jakkalsie. En die goed het afgode geword. Ek moet nou 'n bietjie hier aandag gee aan my selfoon, ek moet aan my TV aandag gee, ek moet nou buite in my tuin aandag gee. Dit is alles wat die liefde 'n bietjie verkoel. Dit hou die liefde terug. Terwyl die woord van die Here sê, dit is nie hoe ons begin het nie, maar dit is hoe ons gaan eindig. Amen. Ek het geloop, kyk, kom ek op hierdie woord af. Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Amos, hoofstuk 4, vers 12. Ek het geleer, mens lees vorige verse en die verse na die vers om 'n inspirasie te kry oor die woord. Nou as ons nou van vers 1 af lees, dan lees ons as volg. Hoofstuk 4. Hoor hierdie woord, koeie van Basan, wat op die gebergte van Samaria is, wat die armes verdruk, die behoeftiges hard behandel, wat aan hulle Here sê, bring aan en laat ons drink. Die Here het gesweer by sy heiligheid. Kyk, daar sal daar oor julle kom dat hulle julle met hakke sal optrek
En die wat van julle oor is, met vishoeke. Nou, dierbares, as ek nou dink aan 'n vis, as hy in die hoek is. Hy vis veg vir sy lewe. Hy spartel. Hy kry seer. En hy vis weet, as hy nou op die wal kom, word hy doodgemaak. Hy gaan nie bly lewe nie. Maar dit is seer. Vishoek is erbij as hy skerp. En dan praat hy van hakke. Het al gesien hierdie skerp hakke. Waar hulle die vlees en die goeders in hang. Is nie lekker nie. Vers 3, en julle sal deur bresse in die muur uittrek, elkeen sonder om weg te kyk, en julle sal weggewerp word na Harmon, spreek die Here. Kom na Bethel en sondig na Gilgal, sonder nog meer, en bring julle slagoffers in die môre en julle tiendes al om die derde dag. En laat van wat gesuurd is 'n lofoffer rook en roep vrywillige offers uit. Laat dit hoor. Want so is dit na julle sin. Kinders van Israel, spreek die Here. Alhoewel ek julle reinig, alhoewel ek julle reinheid van tande gegee het, in al julle stede en broodsgebrek, in al julle woonplekke, nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Alhoewel ek die reën van julle teruggehou het, toe dit nog 3 maande voor die oestyd was, en op die een stad laat reën, maar op die ander nie laat reën het nie. Die een stuk land reën gekry het, maar die ander waarop geen reën geval het nie, verdor het. En 2, 3 stede na een stad geslinger het, om water te drink, sonder om die dorst te les. Nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle met brandkoring en met heuningdou swaar getref. Baie van julle tuine en julle wingerde en julle vyebome en julle olyfbome het die springkaan verslind. Nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. En ek het die pes onder julle gestuur op die manier van Egypte. Ek het julle jong manne met die swaard gedood, saam met die wegvoering van julle perde, en ek het die stank van julle laat opstyg, ja, tot in julle neus. Nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Ek het julle omgekeer, soos God Sodom en Gomorra omgekeer het, sodat julle soos 'n stuk brandhout was wat uit die vuur geruk is. Nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Daarom sal ek so met jou handel, o Israel, omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Want kyk, hy wat die berge formeer en die wind skep, en aan die mens
sy gedagtes bekend maak, wat die dageraad van die aarde wandel. Here God van die leerskare is sy naam. Die woord van die Here. Ons het mos nou gesien. Ons het gesien Harry. Ons het net een keer reën gekry, min of meer. Ordentlike groot reën. En mense wat skade gekry het. Daar hoor jy hoe praat die mense van die skade, van die vloed. Daar is nie sprake van bekering nie. Dit word liewer vervloek. En God sê, hierdie goeders gelaat gebeur, maar die mense wat, die boere, die sal ek sê, hulle het hulle nie bekeer nie. Hulle vervloek liewerste God se werke. En God raak hartseer. As ons kyk, as Genesis 35 versie 1. Genesis 35 versie 1. Ons gaan een paar verse ook lees tot eer van die Here. Daarna het God vir Jakob gesê, maak jou klaar. God sê weer, maak jou klaar. Trek op na Bethel en woon daar. En bou daar 'n altaar vir God, vir die God wat aan jou verskyn het, toe jy op die vlug was vir jou broer Esau. Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was, verwyder die vreemde gode. Wat God ook vandag vir ons sê, verwyder die vreemde gode wat onder julle is, en reinig julle en trek ander klere aan. En laat ons klaarmaak en optrek na Bethel, wat beteken huis van God. En ek sal daar 'n altaar bou vir die God wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid en by my was op die weg wat ek gegaan het. Toe gee hulle aan Jakob al die vreemde gode wat in hulle besit was en die ringe aan hulle ore, en Jakob het dit begrawe onder die tempertuinboom wat by Sichem is. En toe hulle weggetrek het, kom daar 'n skrik van God op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agterna gejaag het nie. So het Jakob dan in Lus aangekom, wat in die land Kanaan is. Dit is Bethel. Hy en al die mense wat by hom was. Die Here seën sy woord. Maak jou klaar. Trek op na Bethel. Halleluja. Maleagi 3 vers 3. Vers 7. Maleagi 3 vers 7. Roep God die mens terug
na hom toe. Hy sê, keer terug na my. En ek wil na julle terugkeer. Keer terug na my en ek wil na julle terugkeer. Toe die Here wag net vir my, soos Suster Lily net ook gebid het. Nader tot my, sê die Here, en ek sal tot julle nader. Ek wil, ek sal. God wag net vir die mens. Openbaring 2 vers 4 en 5. Dan praat God oor die eerste liefde. Eerste liefde. Om terug te keer. God wil hê sy eerste liefde moet terugkeer. God moet terugkeer na die eerste liefde. Openbaring 2 vers 4. As ons van vers 2 af kan lees, sê die woord van die Here, ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het, en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Bekeer jou en keer terug na jou eerste liefde, wie God is. Keer terug na God. Hy is ons eerste liefde. Dan is daar nog 'n koortjie wat ons gesing het. Maak jou hart reg met God. Hy wil jou red, as jy maar net wil kom. Maar maak jou hart reg met God. 2 Konings 10 vers 15. En vandaar het hy gegaan en Jonadab, die seun van Rechab, gevind, wat hom tegemoet kom. En hy groet hom, en hy sê vir hom, is jou hart reg, soos my hart met jou hart is. Is jou hart, ek moet vir myself vandag vra, is my hart reg? Is my hart reg met God? En Jonadab antwoord, ja, so ja. Gee jou hand, sê Jehu. Toe gee hy sy hand, en hy het hom by hom op die wa laat klim. Klim op die wa. Klim op die vierige wa. Almal wat die Here lief het, klim op die vierige wa. Amen. Die Here seën sy woord. En ons net ons oë sluit, ons getroue Here en hemelse Vader. Weer eens kom sê ons vir baie dankie, Here. Dankie vir die woord, Here Jesus. Here, ons het gesê, die woord is soos 'n legkaart, waarvan die stukke uit mekaar het is, maar as ons dit in mekaar sit, Here, dan vorm het 'n eenheid, Here Jesus. Here, en ons loof U en ons eer U. Dankie dat U woord, Here Jesus, in elkeen van ons harte geval het, Here Jesus. En dankie, liewe Here,
dat u woord sal vrug dra, liewe Here. En dankie Here Jesus dat u self die naprediker van u woord sal wees. Ons loof u en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Vader, u is so heilig. Ja, Vader. En tog is u hier by ons. Ja, Tog verstaan u vir ons. You understand us. You know our shortcomings. You know the things that we are struggling with. U weet die goedes wat ons mee sukkel. U weet van die klein jakkalsies wat altyd maar daar is om te knaag en te krap en goedes te doen. En die ou wingerde en die ou trossies wat net begin vorm, daai goedes te verniel. Maar ons wil vra dat u ons sal help. Dat u ons sal help om die klein jakkalsies in ons lewens te identifiseer en met dit te deel. Baie keer dan los ons maar die ou jakkalsies dat hulle maar aangaan. Maar help ons Here. Dat ons met daai jakkalsies sal deel. Ons wil ook bid Here dat u ook vandag vir elkeen van ons sal ontmoet. En dat ons harte met u sal regmaak. Dat ons lewens met u sal regmaak. Nie uit ons emosies uit nie, maar in geloof na u sal kom en sê Here, hier is ek. Hier is ek vanmiddag. Maak met my volgens u wil en u plan met my lewe. In Jesus naam. Amen. Ons ontvang die biddende seën. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en hy sal vir ons sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons wees en met ons bly totdat Jesus kom. En omdat ons sy koms verwag, sê ons Amen. Amen.